wil graag sing, ek wil u eer, u hulde bring, want daar is trou en liefde by u Heer. Ek wil voor u almag buig, met my hele hart getuig, van die groot ontferming, genade versterking. Ja, daar is geen einde aan die liefde nie. My diepste nood bring ek voor u, ek bid tot u, ek vra u Heer, sien my tog raak, genees my grootste seer. Ek wil voor u almag buig, met my hele hart getuig, van die groot ontferming, genade versterking. Ja, daar is geen einde aan u liefde nie. Ja, daar is geen einde aan u liefde nie. Ja, Hemelse Vader, waar ons nou gaan om u woord te lees, wil ek vra dat u ons gedagtes en ons harte en ons ore sal oopmaak om te hoor en te verstaan wat dit is wat u vir ons wil leer. Ag, dankie Here dat ons weet dat wysheid is nie noodwendig iets waarmee mense gebore word nie, maar dit is iets wat ons van u kan afbid. Dis 'n gawe van die Gees. Dis iets wat u vir ons wil gee. En daarom, Here, wanneer ons met u woord besig is, dan wil ons kom sê, kom o Heilige Gees. Kom help ons om te onderskei, wat is dit wat ons vandag moet leer? En hoe moet ons dit in ons lewe toepas? Hoe moet ons dit verstaan? Hoe moet ons dit gaan uitleef en verkondig? Spreek, Here, u kinders luister. Amen. Ons is besig met 'n reeks met die naam Meer as sommer, waar ons gesels oor argumente vir ons geloof. Ons sê ons is nie dom, idiote, mense wat nie van beter weet nie en daarom glo ons in God nie. Nee, ons is rasionele, intelligente, slim mense wat 'n goeie argument kan maak vir dit waarin ons glo. Daar is hoogs intelligente, slim professore en doktore en allerlei mense met titels wat diep gelowig is, omdat al die kennis wat hulle deur hulle lewe opgebou het, vir hulle wys, daar is 'n God. Ons het begin die eerste Sondag wat ons gesels het, die eerste 2 sondae oor die Bybel, want dis ons bron. Dis ons bron. As die Bybel nie betroubaar is nie, dan kan ons maar heeltemal ophou om te glo wat ons glo. Die Bybel is ons bron. En ons het gesien in daai eerste 2 sondae dat die manier hoe die Bybel oorgedra is en oorgeskryf en gekopieer is so noukeurig en goed gedoen dat daar geen twyfel self by ongelowiges is dat dit 'n akkurate weergawe is van dit wat die oorspronklike skrywers neergeskryf het. Maar ons het ook gesien dat die inhoud van die Bybel is betroubaar. Ons het gekyk na die opstanding van die Here Jesus, wat die spulpunt is waarom ons hele geloof draai, en gesê wel, as ons uit die Bybel kan bewys dat die opstanding het gebeur en is waar,
dan is dit 'n goeie argument dat die res van die Bybelse inhoud net so waar en betroubaar is. Die laaste Sondag het ons gesels oor die skepping. In die verligting wat hier in die 16de eeu gebeur het, einde van die 15de eeu, en die wetenskaplike vooruitgang wat daar is, het dan mense begin sê, man, ons het nie vir God nodig om te verklaar hoe alles tot stand gekom het nie. En nou in die laaste paar jare met nuwe wetenskaplike ontdekkings los dit baie vrae by mense. Selfs mense wat vroeër die bestaan van God betwyfel het, begin nou sê, maar as ons kyk na die kosmos, as ons kyk na die biologie, na die natuurwetenskappe, dan lyk dit al hoe meer asof daar 'n intelligente ontwerper is wat agter dit alles sit. Dat dit nie maar net van self kon ontstaan nie. En vandag gaan ons nou 'n bietjie stil staan by filosofie. Nou, ek self is nie regtig waar baie mal oor filosofie is 'n denkerigting of 'n vak nie. Ek dink dis klomp mense wat dink hulle is almal baie slimmer as wat hulle regtig waar is en met die belaglikste argumente en redenasies na vore kan kom. Maar filosofie gee vir mense 'n raamwerk waarin hulle self en hulle plek in die wêreld kan beter verstaan. Die filosofie vra die groot vrae soos byvoorbeeld, hoekom is ek hier? Is daar 'n rede vir alles? Waarom is ek spesifiek hier geplant? So ons gaan 'n bietjie kyk of daar binne die filosofie ook argumente vir die Christelike geloof is. Nou ons eerste argument of verskilpunt as ons kom om uit die filosofie te redeneer oor godsdiens is om te sê, maar die mens is 'n skepping van God. Ons begin by die vraag, wat is die mens? En wat beteken dit om 'n mens te wees? Ek het so 3 tekste wat ek vanmôre vir ons gaan lees. Die eerste is Psalm 139, daarvan die 13de vers. U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker. Geen been van my was vir U verborge, toe ek gevorm is daar waar niemand dit kon sien nie, toe ek aan mekaar geweef is diep in die moederskoot. U het my al gesien, toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in U boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is U gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle almal. En dan Psalm 8 vanaf vers 4, as ek U hemel aanskou, die werk van U vingers, die maan en die sterre, waarin U 'n plek gegee het, wat is die mens dan, dat U aan hom dink? Die mensekind dat U na hom omsien, U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak, en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werk van die hande. U het alles aan hom onderwerp, skape en beeste, alles, self die diere in die veld, die voëls in die lug en die visse in die see wat die oseane deurkruis. En dan ons laaste teks, Genesis 1 vers 26, toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die visse in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit, heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere op die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip. Wanneer mens kyk na die mens, dan is daar 2 moontlike beskouings waar jy dit kan benader. Jou eerste mensbeskouing is om te sê dat jy is 'n frats van die natuur. Jy is die toevallige sameval van 'n klomp atome en molekules wat deur biljoene jare deur verskillende prosesse gegaan het en uiteindelik hier op aarde beland het,
deur nog 'n prosesse gegaan het, deel was van evolusie, en nou is hy maar toevallig vandag hier, 'n produk van die natuur, basies net 'n bo-gemiddelde, intelligente soogdier. Dis die mensbeskouing van ongelowiges en ateïste, wat sê, daar is nie 'n God nie. Of jy kan die vertrekpunt inneem, dat jy is geskape deur God. En dat jy nie net geskape is vir hom om maar net te bestaan nie, maar daar 'n spesifieke doel of rede was, dat hy jou geskape het. Dat jou lewe het betekenis. En God het jou ontwerp en beplan om sy spesifieke doel te kan bereik. So dit is die twee mensbeskouings wat in hierdie wêreld bestaan. So wat is die morele argument vir God se bestaan? Nou, hier is 'n paar woorde, kinders, wat ek vandag gaan gebruik, wat dan groot woorde is, dan gaan ek net so 'n bietjie verduidelik, maar as jy nie alles verstaan nie, dan is dit alright. Ek glo julle gaan dan ten minste die lyn volg. So, die woordjie moreel is om te onderskei tussen reg en verkeerd. As ons die woordjie moreel of moraliteit hoor, dan weet ons, dit gaan oor hoe onderskei 'n mens tussen reg en verkeerd. So, wat is die morele argument vir God se bestaan? Ons kan dit basies in 3 kort argumente saamvat. Die eerste argument is, daar is 'n objektiewe maatstaf van moraliteit. Of daar is 'n objektiewe morele maatstaf in hierdie wêreld. As jy dit verstaan, ek gaan nou 'n bietjie meer daaroor sê. So dis die een. En 'n objektiewe morele maatstaf kan nie van self ontstaan nie. Dit kan nie van self ontstaan nie. En dan die derde punt, as dit dan nie van self kan ontstaan nie, dan moet daar iemand wees wat dit in plek gesit het. En dis die argument vir God se bestaan. Daai iemand is God. So wat word bedoel met 'n objektiewe morele maatstaf? Objektief is nou nog 'n groot woord. Objektief beteken, is jy neem nie jou gevoelens of jou menings in ag nie, jy kyk bloot na die feite, jy kyk na die werklikheid. En jy gebruik dit as die vertrekpunt van jou argumente. Dis wat objektief beteken. So, ek word nie beïnvloed deur ander dinge nie, ek kyk net na die argumente. Nou, objektief moreel beteken, dat is iets wat deur almal aanvaar word. En liewe vriende, dan weet ons, daar is sekere morele waardes in hierdie wêreld waarin ons bly, wat vir almal geld. Dit maak nie saak of jy in China of in Noord-Korea, in Australië, in Afrika, iewers aan die suidpunt van Suid-Amerika gebore is nie. Alle mense, wel, kom ons sê 99.99 mense, glo hierdie dinge is reg en seker dinge is verkeerd. Dit is byvoorbeeld iets soos moord. Daar is geen land of volk in hierdie wêreld wat sê moord is alright nie, of diefstal is fyn nie, of jy mag maar vir mense jok, dit is nie 'n probleem nie, of verkrachting en aanranding en daai tipe goeders, maak nie saak waar jy in die wêreld gaan nie, gaan mense sê, nee, dit is verkeerd. Mens doen nie sulke dinge nie. Maar as ons dan nou net die produk van evolusie is, jy weet evolusie is mos daai ding wat sê die mens kom uit 'n oerplasma wat 'n bietjie ontwikkel het en later raak hy 'n aap en begin om sy agterbene loop en tot hy die mens geraak het. As ons dit sou glo, dan maak hierdie goeders eintlik geen sin nie, want evolusie sê dis net die sterkste wat moet oorleef. Dan sou ons nie geglo het in goeders soos moenie ander mense seermaak nie, dis verkeerd. So waar kom hierdie idee van daar is 'n reg en verkeerd wat vir almal geld vandaan? Romeine 2 vers 14 staan daar. Wanneer heidene wat nie die wet het nie, met ander woorde wat nie die Bybel ken nie,
tog van self dinge doen wat die wet vereis, is hulle vir hulle self 'n wet, al het hulle nie die wet nie. Die optrede van sulke mense bewys dat die eise van die wet in hulle harte geskrywe staan. Ook hulle gewetens getuig daarvan wanneer hulle innerlike tweestryd deur hulle gedagtes aangekla of vrygespreek word. So ons bron van moraliteit, ons sin van reg of verkeerd, kom van God af. Uit die feit dat ek en jy is geskape na God se beeld. Nou, om na God se beeld geskape te word, beteken nie ons lyk soos God nie, want niemand van ons weet hoe lyk God nie, hy's gees. Om na sy beeld geskape te wees, beteken dat ons deel in God se karakter. En dan is die Bybel baie duidelik op hierdie punt. As God se karakter in een woord opgesom kan word, dan is dit liefde. En wanneer Jesus die hele wet kom opsom, dan sê hy, julle moet julle naaste lief hê soos jouself. Doen aan ander wat jy aan jouself gedoen wil hê. Dis hoe ons geskape is, na die beeld van God. En dis hoekom ons hierdie stemmetjie het wat vir ons soms sal sê, nee, iets is reg of iets is verkeerd, moenie dit doen nie, of jy moet hierdie ding doen. En self mense wat nog nooit die Bybel gelees het nie, wat nog nooit die naam van Jesus gehoor het nie, weet wat is reg en verkeerd. Hulle het hierdie stemmetjie wat met hulle praat, wat hulle inherente natuur is, omdat hulle na die beeld van God geskaap is. En self ateïste, mense wat nie in God glo nie, erken, meeste van hulle, dat daar moet 'n objektiewe morele maatstaf wees. Daar moet 'n reg en verkeerd wees wat almal aanvaar, anders sou hierdie wêreld al lankal uitmekaar uitgeval het. Dit sou beteken, as daar nie so 'n maatstaf was nie, dat elke mens, elke man en vrou en kind, jy kon net doen net wat jy wil, en niemand kan vir jou sê wat jy doen is reg of dis verkeerd nie. Maar ons weet, dis nie hoe die wêreld lyk nie. Sekere ateïste probeer hard om hierdie feit van 'n objektiewe morele maatstaf te ontken. En dan is daar net mense wat eenvoudig so deur die Satan verlei en in sy put ingegooi is, dat hulle kan nie meer onderskei nie. En dis daai tipe manier van dink, dat daar is nie 'n reg of verkeerd nie, wat gelei het tot die honderde duisende mense wat in Rwanda destyds doodgemaak is by die volksmoord. Of die meer as 5 miljoen Jode wat tydens die Tweede Wêreldoorlog in konsentrasiekampe omgekom het. Een van die nasies wat persoonlik verantwoordelik was vir die vergassing van duisende Jode, het aan die einde van die Tweede Wêreldoorlog in die Wêreldhof in Den Haag verskyn op aanklagte van internasionale kriminele oortredings. Julle sal nou weer die Wêreldhof, ons praat vandag baie keer van die ICC, hy was die laaste tyd, was hy nogal so 'n bietjie in die koerante, International Criminal Court. En die Wêreldhof in Den Haag, daar in België, is 'n absolute sekulêre hof. Dit beteken, hulle erken glad nie die bestaan van God in daai hof nie. En toe hierdie man, wat hierdie duisende mense vermoor het, daar in die hof verskyn, toe vra hy aan hierdie paneel regters, wat hier voor hom sit, hom sê maar, julle is 'n sekulêre hof, waar kom julle gesag vandaan, om oor my te oordeel, dat dit wat ek gedoen het, is reg en verkeerd. En daai regters het so 'n bietjie ongemaklik rondgeskuif. Het nie regtig ware antwoord gehad nie, totdat een van hulle dit gewaag het en gesê het, in hierdie geval moet ons glo, daar is 'n hoër gesag. Ongelooflik, dat self in so sekulêre hof, ateïste op 'n punt kom, wat hulle net moet sê, maar ons kan nie eintlik op hierdie oomblik die bestaan van 'n God ontken nie. As ons 'n suiwer evolusionêre benadering gehad het tot die mens, sou ons nie ouete huise opgerig het nie. Ons het nie omgegee vir die ou mense nie.
Evolusie sê die sterkste moet oorleef en die swakkes moet maar vergaan. Ons sou nie kinderhuise gehad het nie, ons sou nie noodspens gehad het nie, ons sou nie ge-worry het oor mense wat op straat bly en mense wat honger kry nie, ons sou nie ge-worry het oor mense wat geliefdes aan die dood afgegee het en medelee met hulle gehad nie. Dis hulle probleem, survival of the fittest. As ons geglo het in evolusie. Maar vriende, die wêreld waarin ons leef, vertel 'n ander storie. Dis nie net gelowiges wat kinderhuise en ouete huise en sopkombuise onderhou nie. Instinktief is daar iets in ons wat ook vir hulle wat minder bevoorreg is en hulle wat swakker as ons is, na toe wil uitreik en wil help. Wat die evolusie wat God se bestaan ontken glad nie kan verklaar nie. Daar is nie 'n verklaring daarvoor nie. Mens kry sulke mense. Daar is hierdie uitsonderings van mense wat regtig waar nie omgee nie, maar ons het 'n naam vir hulle. Ons noem hulle psigopate. Of ons sê hulle is boos, hulle is evil, wreed. Viktor Frankl was 'n neuroloog en 'n psigiater wat tydens die Tweede Wêreldoorlog in die konsentrasiekampe beland het. En gemartel is, maar hy het lewendig aan die ander kant uitgekom. En hy het gesê, hy het geskryf, gesê dat, nee, is nog hierdie een nie, terug. Viktor Frankl het gesê, dat die gaskamers, daar waar hulle die mense vermoor het, van Auschwitz, is die uiteinde van die geloof, dat die mens net 'n toevallige produk van evolusie is. Nou een van hierdie ouens, wat so sê ons Christene is klomp stupid mense, en probeer die bestaan van God ontken, is 'n filosoof met die naam J.L. Mackie. En hy het 'n boek geskryf, waarin hy betoog, there is no objective values, daar is nie objektiewe morele standaarde nie. Maar sy boek het baie kritiek ontvang, want terwyl hy sê, daar is geen objektiewe morele maatstawwe nie, noem hy voorbeelde, links en regs, van objektiewe morele maatstawwe. Dat die ander filosowe vir hom gesê het, jou boek is onsamehangend, dit maak geen sin nie. Want jy probeer teen God argumenteer, maar dan versterk jy eintlik die argument vir God. Hy skryf byvoorbeeld, jy kan nou maar daai skyfie opsit. If there are objective values, they make the existence of a God more probable than it would have been without them. Thus we have a defensible argument from morality to the existence of a God. So vir die wat 'n bietjie sukkel met die Engels soos ek, hy sê dat as daar iets is, soos 'n objektiewe morele maatstaf, dan is dit 'n goeie argument dat God moet bestaan. 'n Paar jaar terug het daar in 'n Britse koerant 'n verskriklike artikel verskyn. In hierdie artikel word daar vertel dat 'n spesifieke hospitaal in Brittanje het nou al vir baie jare duisende fetusse van ongebore, van geaborteerde babas, saam met die res van hulle mediese afval verbrand as brandstof vir die hospitaal se verhittingsstelsel. Daar was 'n beroering, mense het 'n groot ophef gemaak, gesê, hoe kan hulle so iets doen? Hoe durf hulle? Het hulle geen respek vir die lewe nie? En toe staan die Christene op en sê, wow. Hoekom is julle ontstel hieroor? Ons verstaan nie nou lekker hoekom julle so verskriklik ontsteld is nie. Kan dit wees dat julle as ongelowiges en ateïste erken dat daar iets kosbaar is aan 'n menslike fetus,
dat daai fetus, daai ongebore babietjie inherente waarde het. En as julle dan so sê, hoekom maak julle nie so groot boei oor die aborsies nie? Julle is fyn dat hierdie ongebore babas uit die maag van hulle ma verwyder word, doodgemaak word, maar dan het julle probleem as hulle verbrand word. Julle het sulke dubbele standaarde. En baie mense in daardie tyd, toe hierdie artikel verskyn word, mense wat nie in God glo nie, is gekonfronteer met hulle eie dubbele standaarde en moes vir hulle self weer die vraag vra, maar wat is 'n menslike lewe? En wat is die waarde waarna ek daag? Julle, alle lewe op aarde is kosbaar. Alle lewe is kosbaar, maar dit is veral die lewe van 'n mens. En ons Christene glo dit, omdat ons sê dat ons as die mens is na die beeld van God geskape. Ons is geskape vir sy doel. Ongelowiges glo dit eintlik ook. Hulle wil dit net nie erken nie. Want hulle het nie 'n argument daarvoor nie. Mense wat ateïstig is, glo ook, hulle as mens het meer waarde as 'n dier. Maar as jy vir God uit die prentjie uitlos, dan bly daar nie 'n argument daarvoor nie. Ek wil afsluit met 'n storie. In 1967 is daar een van hierdie flikse vrouens wat in die oggende gaan loop vir oefening. Julle ken hulle, nee, die stywe gymbroekies en die wit tekkies en hulle altyd so vinnig gepas. En hierdie vrou loop met nou nie 'n jong dame nie, maar sy loop 'n flikse pas. En hier langs die kant sien sy hier lê iets langs die pad en sy stap nader en sy sien dis 'n viool. Sy sê, "Haai, dis nou vreemd." En sy onthou dat haar broer se seun het 'n belangstelling in musiek. En toe sy hom nou weer sien, toe gee sy nou vir haar broerskind hierdie viool. Maar ek weet nie lekker wat die broerskind se storie is nie. Ek dink sy belangstelling in musiek was dalk meer in elektriese gitare en dromme, want hy het nooit in hy viool gevat nie. Hy het groot geword, hy is uiteindelik getroud. En 27 jaar nadat daai viool langs die pad opgetel is, pak sy vrou eendag 'n kas reg en sy kom op hierdie viool af. En sy sê, "Sjoe, dis nou 'n mooi viool. Ek wil eintlik nog altyd probeer dit om 'n bietjie musiek te maak. Ek dink ek wil nou leer om viool te speel." Haar naam was Teresa Sewato, hierdie vrou. En sy vat toe die viool na 'n musiekwinkel, dat hulle hom net 'n bietjie kan deurkyk en kan fine-tune en seker maak alles is reg voor sy nou met haar lesse begin. En toe sy hom by die musiekwinkel bring, is daar 'n ou daar wat sy viole baie goed ken en hy kyk hierdie viool en hy sien iets wat hom sê, "Wag, hier's ietsie anders, hier's iets spesiaal aan hierdie viool." En hy vra vir haar, "Kan ek kom so 'n paar dae hier hou? Ek het 'n vermoede oor die herkoms van hierdie viool. Kom ek terug na jou toe." En toe vind hy uit. Die viool het 'n naam. Die naam van die viool is the Duke of Alcantara. En dis die naam wat die bekende vioolmaker 267 jaar vroeër vir hom gegee het, 'n man met die naam Stradivarius. Julle het dalk al gehoor van Stradivarius viole. En die waarde van daai viool in daardie tyd was 15 miljoen rand. En vandag is dit 15 miljoen dollar. So is amper 300 miljoen rand hierdie viool. Wat leer ons uit hierdie verhaal? Dat hierdie viool was baie waardevol. Ongelooflik waardevol. Is dit omdat die viool uit goud gemaak is? Is dit omdat in hierdie viool daar kosbare edelgesteentes, diamante en rubyne en alles oor hom geplak was? Nee. Hy was waardevol oor wie hom gemaak het. Die waarde van hy viool het gekom uit oor wie hom gemaak het. Sy skepper het sy waarde gegee. En dan is dit wonderlik dat hierdie viool is al baie jare oud gewees. Hy het al stampe en stote en skrape gehad, maar dit het niks aan sy waarde verander het nie. Liewe vriende, liewe kinders,
ek en jy het ook waarde. Ons is kosbaar. Nie omdat ons slim is nie omdat ons mooi is nie omdat ons goed is in wiskunde, somme of vinnig kan hardloop of baie sterk is of goeie grappe kan vertel nie. Ons het waarde en ons is kosbaar omdat God ons geskaap het. En dat hy ons geskaap het met 'n spesifieke doel en plan. Dis wonderlik dat so 'n ou viool soveel waarde kan hê. Maar weet julle, daai waarde is net geldwaarde. En dis eintlik nie die viool se werklike waarde nie. 'n Viool, die Stradivarius viole is bekend vir hulle ongelooflike mooi klank. Hulle is gemaak om gespeel te word. En daarom, ten spyte dat die feit dat hierdie viole honderde jare oud is en ongelooflik kosbaar is, kry hulle nie iewers in 'n vertoonkas nie. Word hulle tot vandag toe nog deur musikante in konserte gebruik en gespeel. Want dit is hulle doel. Dit is waar hulle waarde na vore toe kom wanneer hulle gespeel word. Nou sonder dat ek of jy enigiets hoef te doen, is ons al klaar waardevol en kosbaar vir God. Maar dink net hoeveel meer waarde jou lewe gaan hê as jy kan doen dit waarvoor God jou geskaap het. Hoeveel waarde kan jy nie in hierdie lewe toevoeg tot ander mense se lewens as jy jou goddelike roeping uitleef nie? Dan is hierdie verhaal vir ons 'n oproep om weer ons lig te laat skyn, dat ons God se vreugde in hierdie wêreld kan inbring. God het jou uniek en kosbaar gemaak. Hy het jou in staat gestel om wonderlike en magtige dade van liefde en barmhartigheid te doen. Laat jou lewe, jou musiek, God se musiek, 'n pragtige melodie wees in hierdie wêreld. Amen. Here, baie, baie dankie dat ons 'n klomp koningskinders is wat vanmôre hier sit. As hy weer kom haal hy sy parels. Here, in ons hoef niks te doen sodat U moet dink ons is wonderlik nie. U dink dit alreeds. U is oneindig lief vir ons. Maar Here, dan het U ook vir ons sekere gawes en talente gegee. Here, het U ook vir ons die kennis van verlossing gegee, en daarom vra ek, Here, dat U vir ons sal help om musiek te maak in hierdie wêreld. Deur goeie dade te doen, U liefde uit te leef, onselfsugtig te wees. Laat U heerlikheid in hierdie wêreld raak gesien word deur ons lewens. Ek bid dit in Jesus se naam alleen. Amen.